Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus, sy eniggebore seun, word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Liewe broeders en susters, dit bring vir my groot vreugde om hier saam met u in die Gelofte Kerk te wees. Daar is baie plekke waar ons vandag 'n geloftefees kon bywoon. Daar is baie plekke waar ons in 'n kerk by mekaar kon kom, maar laat ek met groot vrymoedigheid vir u sê, daar's geen beter plek in die hele Suider-Afrika waar ons kan wees as om hier te wees. Die gelofte sê dat 'n gebou opgerig sal word waar dit God behaag. Ons is nou in daardie gebou. Die gebou wat opgerig is, waar dit God behaag het. Daar is pragtige plekke gebou, pragtige kerke verrys reg oor Suid-Afrika, maar hierdie kerk was 'n antwoord op 'n gelofte. En daarom bring dit vir my groot voorreg, groot blydskap om saam met u hier te wees. Ons het beloof dat hierdie dag 'n dag soos 'n rusdag vir ons sal wees. Daarom is dit 'n erediens en daarom is ons hier by mekaar om aan God al die eer en al die aanbidding van ons harte te gee. Jy weet wat, vriende, dit maak nie vandag saak hoeveel mense hier is nie. Dit maak vandag saak dat God hier is. Dit maak nie saak hoeveel mense weet vandag dat hier 'n diens in die Gelofte Kerk is nie. Dit maak saak vandag dat God weet, ons is hier in die Gelofte Kerk om ons gelofte te betaal. En mag die Here ons saam vandag kom seën. U vind ons skriflesing uit Jesaja die 6de hoofstuk, Jesaja hoofstuk 6. Ons gaan die eerste 8 verse saam lees vanuit Jesaja die 6de hoofstuk. Jesaja 6 vers 1 sê, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, en hy het met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Ons lees net tot hier uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra dat as dit moontlik is vir die manspersone om saam met my te staan, dan nader ons tot Gods genadetroon in gebed. U, o God, die Heilige van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob, is ook ons Vader wat in die hemel woon. En ons kom vandag na u toe, want
by U is ons hulp. As ons ons oë opslaan na die berge, dan weet ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daar is niemand soos U nie, U is onvergelykbaar in al U weë. U die Heilige, U die alomteenwoordige, die een wat algenoegsaam ook vir ons is, die alleen wyse God. En ons kom vandag na U toe in diepe dankbaarheid om te weet dat U by ons is, nie omdat ons so voel nie, maar omdat U dit beloof het deur U Heilige Gees, sal U met ons wees. Here Jesus Christus, ons aanbid U vir die wonderlike voorreg wat ons het om te weet dat U met ons sal wees tot aan die volëinding van die eeue. Want dit is wat U beloof het en U kan nie jok nie. Dit wat U spreek sal U waar maak. En nou kom ons om voor U te buig in aanbidding. Ons buig voor U, Here, want U is die ewige God, die enige Here, die skepper van hemel en aarde. Ons wil in hierdie oomblikke, as ons so by mekaar is, kom bid vir ons volksgenote. Ons kom bid vir elke een wat op hierdie oomblikke hulle gelofte betaal, iewers reg oor Suid-Afrika of reg oor die wêreld heen. Vir manne en vroue wat sê, Here, vergewe ons sondes. Vir broeders en susters in Christus wat hulle ongeregtighede voor U bely, wat sê ons woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, maar dat U ons sondes kan vergewe en skoon was. Ons kom bid, Here, dat U vir ons nader sal trek, omdat U vir ons ook 'n hoopvolle toekoms wil gee, want U gedagtes vir ons is ook van vrede en nie van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Ons kom bid, Here, vir die Afrikaner, vir die boervolk wat homself in uitdagende omstandighede bevind in hierdie dag. Ons heil lê nie in een of ander politieke bestel nie. Ons heil lê in U, o Here, wat by magte is om vir ons wonders te doen. Ons bid vir die bekering van afgedwaaldes wat so skape hulle eie pad geloop het. Ons bid, Here, vir manne en vroue om terug te keer na U, die fontein van lewende water. Ons bid, Here, dat U die sal vergewe wat vir hulle gebarste reënbakke uitgekap het, wat geen water hou nie. Ons bid, Here, dat U deur die groot genade en barmhartigheid ons sal versamel om ons voor U te stel. Voor geen mens nie, maar voor U. Ons bid dat U uiteindelik U goddelike doel in en deur ons lewens sal bereik. Ons bid vir 'n boer op 'n plaas wat met sy hande in sy hare sit. Ons bid vir 'n vrou, 'n tannie, wat uiteindelik haar oë opslaan na U en weet haar hulp is van die Here. Ons bid vir ons volk, Here, dat U goeie hand van genade op ons sal hou. Maar Here, dat ons opnuut vir U sal verootmoedig, dat U genadige hand voor ons uit sal stuur om ons te bevestig in hierdie land waarin U ons geroep het. Ons bid dit so met danksegging in die naam van Jesus Christus. Amen. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons die serafs in die teenwoordigheid van God roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En ek vra myself die vraag af, waarom het Sarel Silje en die trekkers, toe hulle die gelofte opgestel het, die woord heilig in die gelofte ingevoeg? Dat hulle die woorde daarin neergepen het, dat ons staan voor die heilige God. Waarom die keuse wat hulle gemaak het na die woord heilige God? Ek meen hulle kon enige ander woord gekies het.
In vandag se tyd, as daar 'n klompie Afrikaners miskien by mekaar versamel was, wat voor 'n geweldige groot krisis hulle self bevind, sou hulle miskien die woord liefdevolle gekies het. Jy sien, want ons leef in 'n dag waarin God voorgestel word as net liefde, en dit is net liefde oral oor. En miskien sou mense vandag gekies het om eerder die woord liefdevol te gebruik het, dat ons staan voor 'n liefdevolle God. Jy sien, God word vandag so aangebied dat mense soms dink dit is die enigste karaktertrek van God wat daar kan wees. Dat hy 'n liefdevolle God is. Van al die kosbare attribute van God wat daar is, waarom het die trekkers gekies om te sê dat hulle staan voor 'n heilige God? Miskien kon hulle die woord genadige gekies het. Jy sien, want is dit nie wat die Afrikaner daardie dag wou gehad het? Dat God genadig aan hulle moes wees nie? Ek meen, hulle staan en kyk na 'n groot krisis voor hulle, en wat kies hulle om in die gelofte te sê? Dat God 'n heilige God is. Van alles wat hulle van God kon noem daardie dag, besluit hulle om, soos hulle die gelofte vooraf gelê het, om elke dag te bevestig dat hulle staan voor 'n heilige God. Jy sien, dit is iets wat uit die volkshart verdwyn het. Dat hy met wie ons te doen het, 'n heilige God is. Ja, hy is liefdevol. Hy is liefde. Ja, hy het genade en het baie barmhartigheid. Maar hy wil homself laat ken as die heilige, leer ons in Levitikus hoofstuk 10. Die heilige God met wie ons te doen het. Jy sien, dit is iets wat mense nie meer dink in die dag waarin ons lewe nie. God word na verwys as die ou man daarbo. Daar word somme lukraak na God verwys. En vergeet dat hy 'n heilige God is. Daarom is dit nodig dat ons opnuut sal besin oor wie God is en met wie ons te doen het. A.W. Tozer, in 'n boekie wat hy geskryf het, Knowledge of the Holy, skryf daar dat die maklikste ding op aarde om te doen is om te dink. Maar die moeilikste ding op aarde om te doen is om goed te dink. En veral wanneer dit kom by God, om goed te dink, goed na te dink, wie God waarlik is. Die trekkers het iets van God verstaan wat die moderne Afrikaner en boervolk vergeet het. Hoe weet ek dit? Hoe kan ek vandag so 'n stelling maak? Om te sê die moderne mens het vergeet met wie ons te doen het. Wel, jy sien, dit gaan oor vir wie jy 'n tafel dek. Hoe nou, dominee? Wel, vroeër jare het die ou mense, as die dominee kom huisbesoek doen, die tafel pragtig gedek. Die beste teestelle is uitgehaal. Die beste is voorgesit, miskien 'n paar heerlike koeksusters en hertsoggies. Die beste is voorgesit wanneer die dominee kom huisbesoek doen het. Dan in die Sondag erediens is die nagmaaltafel gedek. Nie vir 'n dominee nie vir 'n dominee wat kom huisbesoek doen nie, maar op Sondag is die nagmaaltafel gedek en mense het van oral oorgekom. Ek onthou hoe my oupa my vertel het, hoe hulle met ossewaans nog getrek en op die kerkpleine geslaap het die hele naweek om die nagmaal by te woon, want Sondag kom God kerk toe, om in gemeenskap met God te wees, die heilige van Israel, om saam met hom te wees, dat hy by ons kom tabernakel. Die tafel is gereed gemaak, want die skepper van die heelal het opgedaag. Vandag, my liewe broeders en susters, pronk die mooiste kerkgeboue in ons land en hulle staan in verlatenheid. As jy deur die Noord-Kaap ry of deur die Vrystaat, dele van die Wes-Kaap, en jy sien hierdie pragtige kerkgeboue wat opgerig is,
waar die woord van God deur godsmanne vroeër jare onverskrokke verkondig is, die waarheid van God se woord gesny is. Vandag staan hierdie kerkgeboue dikwels leeg en word opgekoop en verkoop. Die kerkgeboue wat daar nog is maar 'n paar handjievol mense wat oorbly wat in hierdie kerkgeboue sit. Ja, daar is baie redes daarvoor. Maar daardie jare is die tafel gedek vir gemeenskap met God. Maar vandag word dinge ingerig vir die mens. Vandag word die woord van God seilings verkondig. Vandag word die woord van God eenkant toe geskuif vir sosiologie, vir maatskaplike kwessies, vir menseregte en so meer. Die predikante sny nie meer God se woord soos dit behoort gedoen te word nie. Dit word gebruik vir sedeprediking om mense se selfbeeld maar net 'n bietjie op te kikker en hierdie pragtige geboue pronk. En die krag daarvan is verloor. Hoekom kan ek sê dat baie uit vergeet met wie ons te doen het, want my broeders en susters, die tafel word nie meer in ons land gedek vir gemeenskap met God nie. Die tafel word gedek vir die geluksgodin, vir die God van die noodlot. Jesaja 65 vers 11 sê en vers 12, maar julle wat die Here verlaat, wat sy heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en 'n mengsel inskink vir die godin van die noodlot. Ek sal julle bestem vir die swaard en julle almal sal buig om geslag te word, omdat ek geroep, maar julle nie geantwoord het nie, ek gespreek, maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het om my nie te behaag nie. Dr. Willie Maree, 'n predikant, jare gelede het die politieke leiers van ons land gewaarsku teen die gevaar van dobbelary. Dat dobbelary 'n volk ten gronde kan vernietig en het dit nie net so gebeur nie. My liewe broeders en susters, as jy deur hierdie pragtige dorpies van Suid-Afrika ry, waar die kerktorings bo in die hemelruim pronk, in dieselfde dorpe, om elke hoek en draai kry jy 'n internet dobbelkafee. Jy kan vandag nie meer 'n rugbywedstryd kyk sonder dat daar sportsbets gemaak en geadverteer word nie. Dis volop en dis oral. Van kinderdae af word die kinders in die skole gebombardeer om dobbelkaartjies te verkoop, dat jy nou moet raai, en as jy nou reg raai, dan wen jy. En hulle word van kinderdae af gekondisioneer om te dobbel en kansse te vat. Die dobbelhuise se liggies flikker. En die mense se oë blink daarvoor. Vandag staan mense in rye en rye of selfs op die selfoon om die afgod van Lotto te aanbid, die God op wie hulle vertrou, om vir hulle geld te gee, om hulle rykdom te gee. Waarom is dit vir God so 'n erge oortreding dat hy 'n nasie met die swaard sal tref wat 'n beker inskink vir die godin van die noodlot en die afgod van geluk sal aanbid? Jy sien, want dit gaan oor vertroue. Dit is afgodery. Dobbelary is afgodery. Kom ek sê dit vir jou reguit. As jy dobbel, dan aanbid jy 'n ander God. Mense vergeet met wie ons te doen het, want God sê ons moet bid, Onse Vader wat in die hemele is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons moet God vertrou en ons geloof en vertroue in hom plaas. Maar die moderne mens sê, Here, ek soek nie my daaglikse brood nie. Ek sal buig voor die geluksgodin om beter dinge van hulle af te kry, om te dobbel en my vertroue in hulle te plaas, om my ryk te maak en te gee wat nie aan my behoort nie. Elke keer as jy 'n kaartjie krap, dan krap jy die rug van die afgod, die geluksgod. Elke keer as jy 'n kaartjie koop om 'n lotto te wen, dan gee jy jou bydra aan die afgodsryk van die godin van die noodlot.
Elke keer as jy die hefboom van die masjien trek, dan gryp jy die dooie arm van 'n afgod om hulp. 'n Afgod wat vir jou niks kan doen nie, terwyl die reddende regterhand van God langs jou staan, wat jou wil help, maar jy soek dit nie. My liewe broeders en susters, die Afrikaner moet hom voor God verootmoedig en hierdie sonde voor God bely. Uiteindelik bevind ons onsself in so 'n posisie, want God kyk na mense. Dit maak nie saak hoe jy daaroor voel nie. Dit maak saak wat God daaroor dink. En vir hom is dit gruwelik. Hoe weet ons die Afrikaner lewe vandag ver van God af? Jammer dat ek so veralgemeen. Dit word gesien daarin dat hulle 'n tafel dek vir die geluksgod. En dat die dag van die Here, die rusdag, die opstandingsdag, 'n plesierdag geword het. Dit word daarin gesien dat mense vandag die heilige dag wat God vir ons gegee het, om nie ons daaglikse aktiwiteite, ons weeklikse aktiwiteite daarop te doen nie, dat hierdie dag vandag vir ons eie gemak en plesier gebruik word. Dat dit nie meer die dag van die Here is nie, maar dat dit nou die plesierdag van die Afrikaner geword het. Dis die dag waar hy op die strande uithang. Dis die dag waar die winkelsentrums oorloop. Die kerke is leeg, maar die kroë is vol en die malls loop oor op 'n Sondag, want van Maandag tot Saterdag het hulle uitgegiet in hierdie wêreld en die Sondag is die enigste dag wat hulle nou nog 'n bietjie oor het om vir hulle self te gebruik. Die blou bulle draf selfs nou al op die dag van die Here uit teen die leeu's op Ellis Park. Kan jy glo? Die kerkklokke wat vroeër deur die dorpe weer galm het, is vervang met Netflix en YouTube en die mense se ore hoor hierdie dinge nou op 'n Sondag. Hulle lê op die bank, op die rusbank en geniet hulle self. Terwyl die huis van die Here in pyn lê. My volk, my volk. Numeri 14 vers 21, daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? Hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? U sien, daarom sê ek, die trekkers het iets van God geweet wat ons vandag vergeet het. En dit is dat hy heilig is. 'n Heilige God. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, bevind ons onsself in die sterfjaar van koning Usia. 'n Magtige koning, wat groot dinge vir Israel gedoen het, maar dit is nou in sy sterfjaar. Jesaja bevind homself in die tempel voor die aangesig van God, want God het aan hom geopenbaar wat in die toekoms gaan gebeur, en nou is hierdie volk leierloos. In die sterfjaar van koning Usia, 'n groot koning van Israel, wat 'n geweldige krisis. Die koning is dood. Daar is nie 'n leier in Israel nie. En daar is aan Jesaja geopenbaar in Jesaja 7 vers 1 dat daar 'n bose koning voorlê, koning Agas, en dat hy openlik God se ondersteuning gaan verwerp in Jesaja 7 vers 12, en dat hy self sy seuns voor Moloch die afgod gaan offer in 2 Konings 16 vers 3. En nie net dit nie, ons lees in 2 Kronieke 28 vers 3 van hierdie bose koning, hy het selfs ook offerrook in die dal van die seun van Himnon laat opgaan en sy seuns met vuur verbrand, volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitgedryf het. Ons praat hier van 'n man wat die leier gaan word oor Israel, wat goddelose dinge doen, wat gruwelik handel en wat offerrook vir afgode laat opgaan. Dit is die krisis waarin Jesaja hom op hierdie oomblik bevind. Dit is die krisisuur in Jesaja se lewe waar hy voor God te staan kom en hy weet daar lê donker dae voor.
En Jesaja, terwyl hy God se woord verkondig het, is gesien as 'n verraaier. Hy het gepreek dat die volk hom tot God moet bekeer, maar hulle het Jesaja gebrandmerk as 'n verraaier. U sien, want die volk wou op Assirië vertrou. En die volk wou op 'n stadium op Egipte vertrou, en dan preek Jesaja die boodskap, moenie op Assirië vertrou nie, moenie op Egipte vertrou nie, vertrou op God. Jesaja 36 vers 6, kyk, jy vertrou op die geknakte rietstok op Egipte, wat as iemand daarop leun in sy hand ingaan en dit deurboor, so is Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. En Jesaja sê, luister, God gaan julle oordeel, as jy julle nie tot God bekeer nie. En die volk sê, waarvan praat jy, Jesaja? Ons is God se verbondsvolk. God sal ons nie oordeel nie. God sal ons nie straf nie. Ons is sy verbondsvolk. Hoe durf jy, Jesaja, vir ons sê dat ons tot God moet bekeer? Hoe durf jy in Jesaja 55 sê, o almal wat dors het, kom. Hoe durf jy sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is? Ons is dan God se volk. Hoe durf jy so 'n verraaier wees? En julle ken die geskiedenis wat gebeur het met hierdie volk, omdat hulle uiteindelik nie tot God bekeer het nie. Dat God hulle in ballingskap laat wegvoer het. U sien, want daar is iets wat hierdie volk vergeet het. Hulle het op daardie stadium van die geveg vergeet dat God 'n heilige God is. En dat hy die sonde nie ongestraf sal laat bly nie, en die ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen God en die volk Israel. En hulle ongeregtigheid het gemaak dat alhoewel die arm van die Here nie te swaar was om te help nie, alhoewel sy oor nie te swaar of sy arm nie te kort was en sy oor nie te swaar was nie, het God uiteindelik hulle nie gehelp nie. Waarom? Want toe die krisusuur kom en die weermagte van Nebukadneser rondom hierdie volk vergader, toe sê God vir hulle, wel, vertrou nou op die gode wat julle aanbid het. Vertrou nou op die hefboom, vertrou nou op die geluksgodin, vertrou nou op hierdie gode wat julle aanbid het. Vertrou nou op hulle. Jy sien, want hulle het vergeet, God is 'n heilige God. En dit is in hierdie oomblikke lees ons in vers 1, in die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. My liewe broeders en susters, dit is die visie wat ons opnuut vandag moet kry, om opnuut te kyk na wie God is. Alhoewel die koning dood is en daar geen leier in die land is nie, sien Jesaja God op 'n hoë en verhewe troon. Hy wat, soos Jesaja 40 vers 22 sê, wat bo die kring van die aarde sit, en die bewoners daarvan soos sprinkane, hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hierdie God, hoë en verhewe, hy is op die troon. Daar is tog iets van God wat u nooit moet vergeet nie, en dit is God bly in beheer. Hy sit op hierdie hoë en verhewe troon. Hoor wat sê Jesaja 57 vers 15, as jy nou net 'n bietjie verder sou lees, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek. Jesaja 55 vers 9, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Hy, my liewe broeders en susters, is die God wat in die hemel troon, sy aangesig skyn soos die son in sy krag, sy oë is soos vuur vlamme, sy stem is soos die geluid van baie water, sy voete is soos blink geskuurde koper. Hy is die heilige God. Die anatomie van die serafs daar rondom hom illustreer dit vir ons. Hulle het 6 vlerke, met 2 het hulle gevlieg, met 2 het hulle aangesigte bedek, met 2 het hulle voete bedek. Hulle bedek hulle aangesigte vir hom wat op die troon sit, want sy aangesig skyn soos die son in sy krag. Hulle bedek hulle voete, want hulle staan op heilige grond.
Dit word vir ons gedemonstreer in die lied wat die seraf sing. Hulle sing nie liefdevol, liefdevol, liefdevol is die Here van die leerskare, of genade, genade, genadig is die Here van die leerskare nie. Hierdie serafs met volmaakte insig in die teenwoordigheid van God, met volledige kennis. U weet my liewe broeders en susters, ons sien ten dele. Ons verstaan nog nie alles nie, maar hier is hemelwesens wat volmaakte insig in die teenwoordigheid van God het, en met hierdie insig, wat sing hulle? Watter een kenmerk is daar van God wat uitstaan? Hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hulle roep dit uit tot en met Openbaring hoofstuk 4, van Jesaja 6 tot Openbaring hoofstuk 4, dan sing hulle nog steeds heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hulle roep dit uit, hulle basuin dit uit, dat die drempelposte van die tempel gebewe het, van die geluid van die roepers. Levitikus 10 vers 3, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. Dit is nou aangename kennis. En hoe wil God hom laat ken? Hoe wil God hê die mens moet hom ken? Hy wil homself as die heilige laat ken. Dis wat Levitikus 10 vers 3 sê. Sy some vul die tempel. Maar my liewe vriende, in die lig van dit wat Jesaja hier gesien het, sien hy nou homself. Jesaja 6 vers 5, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Weet u hoekom? Dink mense vandag, ag nee wat, hulle is okay. Ag nee wat, hulle het nie 'n probleem nie. Ag nee wat, dis die ander mense, weet u hoekom? Omdat hulle nie weet wie God is nie. U sien, jy kan dink jou lewe is reg en alles gaan goed. Maar maak nou so 'n bietjie die vensters oop. Jou huis lyk baie skoon. Maar trek die gordyne oop en laat die son 'n bietjie inskyn. Dan sien jy hoe dryf die stofdeeltjies in jou huis rond. Dis wanneer die son inkom dat dit jou eie hart uitwys. En dit is wanneer die lig van God in 'n mens se lewe inskyn dat jy sien, jy is nie so reg soos jy gedink het jy is nie. Want sy heiligheid oorskadu jou en jy sien, in sy lig sien ons die lig, sê Psalm 36 vers 10. My liewe vriende, uiteindelik, as jy in God se teenwoordigheid kom en besef dat hy 'n heilige God is, dan kan jy nie anders as om jou eie toestand raak te sien. Jy weet nie wat, dit verbaas my hoe mense vandag oor God praat. Jy weet, ek hoor van die een ou nou sê hy, nee, in die oggende as hy nou werk toe ry, dan kom sit God nou hier langs hom in die kar en dan praat hulle nou so op pad werk toe. Of die ander persoon, hoor ek lees skryf, as hy nou in die oggende tande borsel, dan kom staan God nou hier langs hom en kom praat nou met hom. Mense praat so, hulle sê nee, God het vir my gesê, en God het aan my verskyn, en toe dit en dat vir my gesê, en toe sê ek vir God dit en dat, dis maar soos toe ons kinders was, onthou julle, toe het ons so gespeel, toe sê jy vir my dit, en toe sê ek vir jou dit, nou doen hulle dit vandag met God, nee, God verskyn toe nou aan hulle, luister my vriende, as ek in my kar sit, en die almagtige God, die skepper van heelal, kom sit langs my, op die sitplek, dan rol ek my kar. As ek my tande borsel en hy kom staan nie langs my, ek sal my tandeborsel insluk. Jy sien, want wanneer God aan mense verskyn het, dan het hulle gevrees vir hulle lewe. Hulle het gevrees dat hulle sal doodgaan, want hulle het die Almagtige gesien, wat waarlik verstaan wie God is. Paulus roep uit, ek elendige mens. Jesaja roep uit, wee my, ek is verlore. Dawid roep uit in Psalm 51 vers 5, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Psalm 40 vers 13, dat sy ongeregtighede is meer as die hare van sy hoof. In die teenwoordigheid van God, dan kan jy nie selfstandig staan sterk nie. In die teenwoordigheid van God, dan kan jy nie anders as om die knie te buig voor die Almagtige, neer te val voor sy aangesig.
Want in die teenwoordigheid van God, dan sien jy jouself. Maar ongelukkig hardloop mense vandag van hierdie lig af weg. Johannes 3 vers 20 sê, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Dit, my liewe broeders en susters, is hoekom die pragtigste, grootste kerke in ons land vandag leegloop. Want hulle wil nie kom na die lig nie. Hulle soek vir hulle leraars wat hulle self in die gehoor wil streel. Hulle soek vir hulle leraars uit, wat vir hulle mooi dingetjies gaan sê, mooi praatjies met hulle gaan praat, oor hoe oulik hulle eintlik is, en watter kampioene hulle is, en God wil eintlik hê, dat hulle hulle ware potensiaal moet bereik, en dat God eintlik net die middel tot doel is, dat jy 'n volmaakte lewe hier op aarde kan leef, en dat jy al jou potensiaal kan bereik, en dat jou selfbeeld tog net opgebou kan word, dat jy tog net beter oor jouself kan voel. Dis die tipe boodskap, wat vandag oor die land verkondig word. Maar die boodskap van selfverloning, van kruisopname en volgelingskap is so skaars soos hoendertande, dat jy jou tot God moet bekeer, dat 'n mens weer gebore moet word, dat jy Christus Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker in jou lewe moet ervaar en aanneem, soos Johannes 1 vers 12 sê. Jy sien, want die volk Israel, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar dan sê Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee om kinders van God te word. Vir die wat in sy naam glo. Jy sien, wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom, dan besef jy, jou lippe is onrein. En jy woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Ons moenie te hoogmoedig wees om te erken dat ons voor God gesondig het nie. Ons sê mos in Afrikaans, dit waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. As Jesaja hier sê dat sy lippe onrein is, dan probeer hy eintlik sê, sy hart is onrein. Liewe broeders en susters, dit bring nie vir my plesier om die sonde van my volk uit te wys. Maar ek wil nou vir u vandag sê, ek skaam my partykeer vir van my volksgenote. Jy moet net 'n bietjie op Hartenbos gaan loop, dan kom jy agter wat 'n vloekende, sypende, hoererende volk ons geword het. Die vieslikste taal wat oor Afrikaners se lippe rol. Die vriende wat hulle vandag het, hulle is meer bevriend met ou Jack, julle ken mos, ou Jack Daniels. Hulle is meer bevriend met Jack Daniels as enigiets anders. Dit breek my hart as jy sien hoe die Afrikaner hom dikwels gedra. Jy moet kies, gaan jy saam met die stroom, of gaan jy in die lig van God se heiligheid jou eie hart sien? Dit bring ons by die laaste. God se heiligheid is aan hom gewys. Hy het sy eie ongeregtigheid raak gesien. En die oomblik toe hy dit raak sien, toe kon God vir hom iets doen. Vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daar is 'n handeling van God, wat God vandag vir 'n mens kan doen, vir 'n mens wat op die bors slaan soos die tollenaar en sê, wees my barmhartig. Vir iemand wat soos die rower aan die kruis sê, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. Soos die broeders en susters op Pinksterdag wat gevra het, wat moet ons doen, broeders? Soos die hofdienaar, soos die tronkbewaarder van Filippi,
Wat moet ek doen om gered te word? Jy moet jou sonde bely. Hy wat sy oortredinge bedek, sê Spreuke 28 vers 13, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. My liewe broeders en susters, die boodskap van bekering en belydenis van sonde is nie 'n vreemde boodskap nie. Dit is die boodskap wat ons voorouers verkondig het, dat 'n mens hom tot God moet bekeer en in gemeenskap met God moet wandel. Hoeveel dinge is daar wat 'n mens moet weet? Ons het dit van kindsdae af bely. Hoe groot jou ellende voor God is. En hoe jy daarvan ontslae kan raak. En hoe jy dankbaar kan lewe. As ons na onsself kyk en weet dat ons doemwaardig is, dat ons ellendig is, dat ons teen God gesondig het, soos Nehemia sê ook, ek en my familie het gesondig. As jy jou ellende raak sien, dan kan jy na God toe kom, na hom toe vlug in die geloof. Hy is genadig en barmhartig. Die beste boodskap wat 'n mens kan hoor, is Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Is dit nie die mooiste woorde wat 'n mens kan hoor? Jy het nie nodig om in jou ellende te bly nie. Jy het nie nodig om in jou ellende te sterf nie. Daar is 'n God in die hemel wat sê, kom na my toe. Dis nie 'n boodskap om te veroordeel nie. Dis juis 'n boodskap van genade, van liefde, wat ons uitnooi met al ons ellende om na hom toe te kom. Hy sal ons vergewe. Moenie soos Israel wees wat gesê het, ons het nie gesondig nie. Maar wees uiteindelik sagmoedig en nederig. Jy weet, ons praat nie hier van 'n valse bekering, wat hou vir 'n kort tydjie en daarna maar weer verby is. Ek sien hoe spoel dit baie keer oor ons land. Daar is bewegings wat kom, kyk man, dan prys in worship hulle almal weer. Net vir 'n kort tydjie, dan is dit maar weer weg. Dan het hulle weer 'n konferensie nodig om hulle almal weer op te vuur. Maar die werk wat God vir jou wil doen is 'n ewige werk in jou hart en in jou siel, waar jy in stille nederigheid God vertrou, dat hy vir jou redding sal bring. En as hy jou red, dan kan hy jou huisgesin red. En as hy jou huisgesin red, dan kan hy jou familie red. En as hy jou familie red, dan kan hy jou dorp red. En as hy jou dorp red, dan kan hy jou land red. En jou land genees. Maar dit begin by 'n man, 'n vrou, wat sê, Here, red my siel. Wees my barmhartig. God, my liewe broeders en susters, is 'n heilige God. En hier staan ons voor die heilige God, die skepper van die heelal, om ons gelofte te betaal. Wil jy nie vandag in die geloftekerk die beste plek waar jy kan wees? Vandag sê, Here, ek kyk na U en ek sien U is 'n heilige God en ek gaan my lewe inrig volgens U heiligheid, om U te leer ken as die heilige. Om te sien wat God vir jou sal doen, vir jou gesin sal doen, vir jou familie sal doen, vir jou land sal doen, as daar weer manne en vroue sal wees, wat wandel in die skaduwee van die Almagtige. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bring hierdie boodskap vandag aan my broeders en susters hier voor my, aan die boerevolk, nie omdat ek die boerevolk haat nie, maar omdat ek die boerevolk liefhet. U gee U woord,
wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, wat sê dat ons tot U moet bekeer, nie omdat U ons haat nie, maar juis omdat U ons liefhet, omdat U in gemeenskap met ons wil wees, dat die tafel gedek sal wees, om in gemeenskap met U te wees, nie met die wêreld nie, maar met U, want hy wat die wêreld liefhet, die liefde van God is nie in hom nie. Ons kan nie die wêreld lief hê en God dien nie. Ons is by 'n oomblik in ons lewe waar ons moet besin, Here, soos Joshua voor die volk gestaan het en gesê het, kies dan vandag wie julle wil dien. En as hierdie die eerste boodskap in die gelofte kerk is in 70 jaar, dan vra U vandag vir ons, kies dan vandag wie julle wil dien. Ons kan kies die Heilige, die Skepper van hemel en aarde, of onsself en ons eie begeertes en ons eie hart en die afgode van hierdie wêreld. Kies dan. Ek bid daarom, Here, help ons om U te kies, die fontein van lewende water. Amen.